broers en susters. Hartlik welkom vanoggend en dankie dat julle die weer getrotseer het om vanoggend hier te wees. En vir die ouens wat nog die Grand Prix klaar gekyk het, ek is bly julle is betyds, hoor. As daar nou nog langer 'n safety car was, dan dink ek nie een van ons het gemaak vanmôre nie. Goed, broers en susters, ek wil vinnig net die verjaarsdag hanteer voordat ek nog iets anders doen. Ek het nie vir Jan van Green gesien nie. Nee. So, ek gaan nou net so vinnig na my lysie loer. Ek net my klankding saamvat. Goed. Elise, lyk vir my, jy is die enigste een vanoggend wat ek kan geluk wens. Is daar iemand anders wat verjaar waarvan ek nou nie weet vanoggend nie? Kan ons so oomblik net stilstaan by die lief en leed, dan sê ek vir julle, Mariras, dit gaan beter met haar, sy sal in die step down na tweede knieoperasie, so ons hoop dit gaan met haar baie goed. Petra gaan môre in vir haar eerste voetoperasie van 2, so ons dink aan hulle, en ek dink Lily moet ook nog ingaan, dink sy sal in, nee, maandag ook. Ja, sy kry 'n rugoperasie, so ons moet vir haar styf duim vashou en vir haar bid. Oom Ben, dit gaan baie beter met hom, is ek reg? Ons is baie dankbaar dat dit met hom baie beter gaan. En dan, Henry sê asseblief vir Lisette, ons dink almal aan haar, met haar moeder wat verswak en hulp nodig het, en haar pa wat ook eintlik nie sterk is nie, so ons dink regtig aan hulle en ons hoop dat dit op een of ander manier daar wel 'n uitkoms sal wees. Goed, dan, broers en susters, het die kerkraad net gevra dat ek net attent maak daarop, maar jy het waarskynlik al gesien die borde wat buite op die heining is. Dis terwille van ons gedenktuin, so hy is nou by die stadsraad en dis nou uit vir bespreking en dan moet daar goedkeurings kom. So dis waarvoor al die kennisgewings op die heinings is, so hou dit maar net in gedagte, sou iemand die vra, dan is dit waaroor dit gaan, oor ons gedenktuin wat ons graag die agter wil opbring. Goed. Dan vra ek net, herinner ek net die kerkraad daaraan, dat ons na die tyd vanoggend flink en vinnig 'n buitengewone kerkraadsvergadering sal hê. So ek vra vir u om maar teenwoordig te wees, sodat ons die besluite kan neem wat ons nodig het. Goed, ek dink dit is alles wat ek vanoggend gaan sê. Sien van die buitelug film aand, wat deur Gracia gereël word. Sê vir hulle baie dankie, en verder is alles hier op die liturgie. Ons bly weer sit, tot net voor die lofsang, en dan staan ons net vir die lofsang, en dan gaan ons weer aan tot aan die einde voordat ons weer staan. Goed, kom ons word so oomblik stil, en dan gaan ons aan met ons erediens.
Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy ons vasklem, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en aan hom die naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons skuldlyn vanoggend, broers en susters, kom uit Psalm 51, die baie mooi woorde van Psalm 51. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil hê dat ek moet lewe. Neem tog my sondes weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Thank you.
Die kern van ons geloofsbelijdenis, broers en susters, is 'n belydenis dat ons die drie enige God aanbid. As 'n mens ooit 'n toets in die wêreld wil aanlê om te toets of iemand 'n Christen is of nie, dan is dit die kern van wat ons behoort te glo. Ek glo en vertrou op God die Vader, wat die wêreld gemaak het. Ek glo en vertrou op sy Seun Jesus Christus, wat die mensdom verlos het. Ek glo in en vertrou op die Heilige Gees, wat lewe gee aan die mense van God. Ek glo in en vertrou op een God, Vader, Seun en Heilige Gees. Terwyl jy so bly sit, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons Here, hoe groot en almagtig is U naam. Hoe wyd strek U teenwoordigheid, U genade en U liefde oor die grense wat ons verstaan. Meer as wat ons ooit kan begryp of insien. Dankie Here dat ons vanoggend kan stil word in U teenwoordigheid. Dat ons vanoggend op die tweede Lydingssondag kan besef wat 'n voorreg dit is om saam met U op hierdie pad te wees. Om elke baken op hierdie pad te besef, te begryp Here en te verstaan wat U vir ons gedoen het. Dankie Here dat ons U woord het wat vir ons soos 'n lig op die pad is. Dankie dat ons die Gees het wat vir ons hierdie woorde in ons eie wêreld indra en vertaal. Wat ons leer om te glo en te vertrou. En dankie Here dat ons vanoggend kan vra. Wil U vir ons sê wat U wil sê? Wil U met ons praat en wil U met ons besig wees? Dankie Here dat ons mag weet, so groot is U genade. So is U by ons teenwoordig. Dat U weet wat ons nodig het nog voor ons vra. Here, dat U weet waarna ons verlang. Wat ons bang maak. Wat ons bekommerd het. En dat U die vermoë het om elkeen van ons te troos op 'n manier dat ons dit werklik kan hoor. Wil U dan vanoggend met ons wees, Here, en wil U gee dat ons sal luister as U praat, gehoorsaam aan U alleen sal wees, en in hierdie wêreld uitgaan, en nie net hoor nie, maar doen, wat U ons stuur om te doen. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen.
Ons lees vanoggend, broers en susters, Johannes 2, vers 13 tot 22. Dis Johannes se vertelling van die reiniging van die tempel. Die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy dit uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het. En hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Ons lees vanoggend tot sover. Gelukkig is elkeen wat uit hierdie woord leef en dit gaan lewe in volheid, met energie en met oortuiging. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons is by die tweede Lydenssondag. Die pad wat die Here gekies het om te loop, waarin hy homself verloon het, homself opgeoffer het en uiteindelik ook oorwin het. Dis wat ons bedoel as ons praat van die lydensweg, né? En alles gebeur in Jerusalem. En die lydenspad loop dwars deur Jerusalem tot by Golgotha. Daar word hy gekruisig, daar sterf hy, daar staan hy op. En uiteindelik word hy ook verheerlik. Daar's 'n verskil tussen waar die ander evangelies en die Johannes evangelie hierdie vertelling plaas. En dit is belangrik dat ons net hierdie verskil oplet. In die sinoptiese evangelies word dit vertel as amper die laaste gebeure voor die kruis van Jesus. Dis die katalisator wat die Joodse leiers gedryf het om Jesus te laat kruisig. Dis toe hy die tempel gereinig het. Maar in die Johannes evangelie gebeur dit eintlik aan die begin. Net nadat Jesus sy eerste wonderteken gedoen het in Kana, waar hy die water in wyn verander het, kom hierdie gebeure. En dit is interessant dat Johannes evangelie vir ons vertel dat Jesus 3 keer Jerusalem toe is en terug, vir die verskillende feeste. En dat hierdie eintlik die wegspringplek is, waar die Joodse leiers begin haat het. En dat dit wat uiteindelik vir hulle in die Johannes evangelie die laaste strooi was die opwekking van Lazarus. So hier is 'n lang verloop voordat ons eers by die kruis uitkom. Jesus kom in Jerusalem aan vir die Paasfees. En soos dit die gebruik is, gaan hy natuurlik na die tempel toe. Al die pelgrims sou Jerusalem inkom vir die fees en direk na die tempel toe gaan. Want daar gebeur die offers, daar gebeur die eredienste, kan 'n mens dit noem, daar gebeur al die feesvieringe vir hierdie bepaalde fees. So ons sal Jesus onmiddellik daar by die tempel vind. En ons moet nie dink dat dit is omdat daar diere is en omdat daar geldwisselaars is, dat Jesus ontstel raak nie. Dit was die normale. Enige pelgrim wat van waar af ook al gekom het, kon nie dit wat hy kon offer het, saambring nie. So hy het dit hier kom koop. En as jy nou van buitekant Juda af gekom het en jy het nie die regte geld gehad nie, het jy jou geld ook gewissel. So dit was nie die kern van die probleem nie.
Die kern van die probleem was die sisteem van die tempel. Die hele sisteem van wette en gebruike en rituele wat bepaal het of 'n mens binne die genade van God of buite die genade van God is. En dit is hierdie sisteem wat Jesus aanspreek as hy binne die tempels reageer soos wat hy reageer. Hy sit sy vinger outomaties op die probleem. En ons gaan nou 'n bietjie weier praat oor wat hierdie probleem was, hierdie hele sisteem wat hulle vir hulle self opgebou het om te sê, so werk ons godsdiens. Jy moet hierdie wette nakom, jy moet hierdie rituele doen, jy moet hierdie offers doen. En as jy al daardie gedoen het, dan val jy binne die genade van God. En iemand wat nie inpas nie, iemand wat nie presies in hierdie groep inpas nie, val buite die genade van God. En nou weet ons dat Jesus tydens sy hele bediening gefokus het op hierdie groep. Hierdie mense wat sogenaamd buite die genade van God val. Omdat hulle nie gelyk het of geklink het soos hierdie groep nie. Omdat daar 'n gebrek was of 'n probleem was, dan is hulle outomaties uit hierdie genadegroep uitgeskei. En dis waarmee die Here 'n probleem gehad het. Onmiddellik sê hy vir hulle almal, in die kring van my liefde, in die kring van God se liefde, word nie sulke onderskeide gemaak nie. En die belangrikste ding wat hy vir hulle sê is, niks wat julle doen, kan genade verdien nie. God skenk sy genade. En dit is die kern van die probleem. Dat hulle gedink het, dat hulle met hierdie hele sisteem van hulle, die genade van God, hulle eie kon maak. En nie kon besef dat hulle dit nooit sou kon doen nie. Dat die genade God se is om te gee. As ons vir 'n oomblik net kyk na die Johannes Evangelie en vir wie dit geskryf is, verstaan ons ook iets meer van wat Johannes hier probeer sê. Hierdie evangelie is geskryf vir gemeentetjies in Klein-Asië, gelowiges in Klein-Asië, na 70 na Christus. 70 na Christus is 'n baie belangrike datum, want dit is die datum waarop hierdie tempel, waaroor die Joodse leiers nou net gesê het, 46 jaar is daaraan hom gebou, waar hierdie tempel verwoes is. Die Romeine het ingekom en hulle het eenvoudig alles voor hulle kom platvee. En die Christene en die Jode, baie van hulle, het gevlug. Hulle het gevlug die wêreld in. En dis hoe daar ook in Klein-Asië klomp gelowiges uit die Joodse agtergrond was. Vir hulle wil die Johannes Evangelie sê, daar waar julle is, daar is God ook. Want die Jode het vasgehou daaraan dat God eintlik gesentreer is in die allerheiligste van die tempel. Dis waar jy God gaan kry. En Johannes Evangelie bly aanhoudend vir hulle sê, nee, God is oral. God is daar waar Jesus Christus hom aan ons kom bekend maak het. Hy is by ons teenwoordig. God is daar waar die Heilige Gees aan die werk is, en dit is oral. Die heidense Christene het vanuit hulle klein tyd geweet, dat die tempels daar waar hulle groot geword het magiese krag. Een of ander afgod bly in daardie tempel, en daarom het daardie tempel baie besondere kragte. En Johannes Evangelie verduidelik vir hulle, tempels, geboue, strukture, het nie mag nie. Die tempel in Jerusalem is nie die woonplek van God nie, die alleen woonplek van God nie. Die tempels van ander afgode is net geboue. Daar's geen magiese krag aan hierdie strukture nie. En as hulle by dit verbykom, dan verstaan hulle dat die God wat hulle aanbid, die drie enige God, is oral teenwoordig. Het na ons toe gekom in Jesus, is by ons teenwoordig deur die Gees. En dit is die geloof wat ons bely. Dis die lewe wat ons leef, dat oral waar ons gaan, is God teenwoordig.
Daaroor hoef ons nooit te twyfel nie. En dis wat Jesus sê, as hy in die middel van hierdie tempel en die gebruike rondom hom staan, en vir hulle sê, moenie van hierdie ding 'n besigheidsplek maak nie. Daai ruilhandel, wat in diepste aan hulle godsdienst gekoppel was. Ek ruil my gehoorsaamheid aan God vir sy genade. Ek doen al hierdie dinge, ek kom al hierdie reëls na, en dan sal God aan my genade betoon. Jesus kom trek 'n streep deur hierdie gedagte, deur hierdie sisteem. En hy sê vir hulle om nie te dink. En nou kan jy mens outomaties vir jouself indink dat die Joodse leiers, wat hierdie hele sisteem onderhou het, woedend kwaad sou wees. Want dit steel hulle mag. Dit steel hulle invloed. Dit maak van hulle minder belangrik. Want hierdie sisteem het hulle leierskap baie mooi gedien. En daarom dat hulle so woedend reageer op dit wat Jesus besig is om te doen. Hierdie godsdienstige sisteem veroorsaak dat mense hulle vertroue sit in offers, in wette, in regulasies, in rituele en gebruike. Dis soos 'n lysie wat jy het, en as jy elke ding afgetik het, dan weet jy, nee wat, ek dink ek het die buffer mooi ingebou, ek dink ek is veilig. En dis juist wat Jesus vir hulle kom uitwys, nie moontlik is nie. Om die Here te dien beteken nie, jy kom 'n klomp goed na nie. Ek moet hierdie en hierdie en hierdie doen, anders gaan die Here my straf. In dieselfde gedagtes, broers en susters, werk dit so, dat as jy siek is, is dit die straf van God. As jy swaar kry, het iemand iets verkeerd gedoen. En die Here kom vir ons leer, dat dit nie die manier is wat God met ons werk nie. En ons mag nie so dink of so reageer nie. Hierdie God, wat alomteenwoordig is, wat in Jesus Christus vir ons sy hart en sy gesig kom wys het, sê vir ons, my liefde is vir julle genoeg. Ek kom om julle te red. Ek doen dit omdat ek julle lief het. Ek doen dit omdat ek myself vir julle gee. En dit het Jesus vir ons kom wys aan die kruis. Hy het homself kom oorgee aan mense, sodat ons hierdie genade kan verstaan. Ons kan nooit ons vertroue sit in sisteme, en in geboue, en in rituele, en in gebruike nie. Dis nie geloof nie. Geloof is nie gekoppel aan dinge nie. Dis gekoppel aan 'n persoon. Dis gekoppel aan 3 persone. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons leer dat die ewige God kies om 'n pad te kom loop op die aarde. 'n Pad wat sou uitloop op 'n lydingsweg in Jerusalem in. Maar 'n pad wat sou uitloop op oorwinning. Op ons wat vandag kan bely, ons aanbid die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En deur die oorwinning van Jesus Christus is ons sy kinders. Kan ons leef uit sy genade. God is in beheer. God is die een wat hierdie pad saam met ons loop. God is die een wat nog altyd by ons is. Wat ons nog nooit alleen gelaat het nie. Ja, Jerusalem is die plek van die lydingsweg, maar dit is ook die plek van Jesus se oorwinning. Die Here se adres, God se adres, is nie in 'n tempel nie. Ek lees dit raak en dit is vir my so mooi, ek gaan dit meer as een keer sê. God het gekies om in ons buurt in te trek. Hy het hom kom tuis maak in ons buurt. En hy het nog nooit weggegaan nie. Hy is nie te vind in kerkgeboue alleen nie. Hy is nie net te vind op heilige plekke nie. God is oral. Hy is daar waar ek in my kar ry. Hy is daar waar ek in die winkels rondloop.
daar waar ek stil is in my kamer. Hy is oral. Hy is daar waar ek hom nodig het. Hy is daar waar hy my dankbaarheid kan sien. Waar hy my bekommernis raak sien. Hy is daar waar ek hom regtig nodig het. En soos ons al menige kere ook by roudienste gesê het, hy is daar in ons laaste oomblik. Daar is nie 'n plek of 'n tyd waar die Here nie teenwoordig is nie. Hy het in ons buurt kom intrek. En hy is nie van plan om ooit weer weg te trek nie. God is oral, Jesus is Immanuel. En as ek dit vergeet, broers en susters, dan is dit ek wat dit vergeet. Dis nie God wat weg is nie. Dan is dit my skuld, dat ek nie herinner word gedurig daaraan, dat God hier by ons teenwoordig is nie. En ons moet leer om hom oral raak te sien. Ons moet leer om sy handewerk raak te sien. Ons moet verstaan dat hy kies om hier te wees. Ons moet hom bely elke dag van ons lewe. Ons moet sy woorde saam met ons vat. Ons moet dit gaan leef daar buite. Al is daar baie wat kies om hom mis te kyk. Sien hom raak in die kleinste goedjies. Ervaar sy teenwoordigheid oral waar jy is. Ek moet myself toelaat dat die woord so deel word van my lewe, dat dit nie net in my stilte tyd daar is, of wanneer ek in 'n krisis is nie, maar dat die woord van God en die woorde van die Bybel oral met my saamgaan. Vir my 'n lig is op my pad, vir my die wêreld laat sin maak, vir my die woorde is wat my energie gee, en wat my laat voortgaan, en my laat vashou. Ek moet dit elke dag saamneem, na my regte lewe toe. Ek moet bewustelik en eerlik en opreg lewe met die wete, God is hier by my. En dat ons aan hom gehoorsaam bly. 'n Tempel, 'n kerkgebou, kan platgevee word. Hulle kon Jesus aan 'n kruis laat hang en gedink, dis genoeg om hierdie ding te laat eindig. En die disippels het daardie dag, toe Jesus sê, hierdie gaan in 3 dae afgebreek word en dan herbou word. Daardie dag het hulle besef, hier is iets meer as net 'n struktuur. En toe Jesus opstaan en hy verheerlik word, het hulle hierdie woorde bedink en besef, dis presies wat God gedoen het. Hy het sy teenwoordigheid so alomteenwoordig gemaak en vir ons so duidelik gesê dat hy hier oral is. Dat Jesus in sy menswees iets van God aan ons kom wys het. God kom verteenwoordig het hier tussen ons. En hulle het probeer om hom uit die weg te ruim en 3 dae later het hy opgestaan om nooit weer weg te gaan nie. Hoe wonderlik is dit om dit te bedink. In jou grootste krisisoomblik, in jou totale verlatenheid, wanneer jy vreesbevange is, wanneer jy geheel en al moedeloos is, wanneer jy in 'n bonneltjie wil gaan lê iewers, dan weet jy God is daar. Wanneer jy wil spring en dans van vreugde, wanneer jy oorloop van dankbaarheid, dan weet jy, God is daar om te deel daarin. Ons leef vandag in 'n wêreld, broers en susters, waarin mense baie graag wil ontken dat daar 'n drie-enige God is wat in beheer is. God word in ons wêreld gedurig al van die pad uitgehaal, asof hy nie teenwoordig is nie. En mense leef hierdie leuen asof hulle in beheer is, asof hulle besluit, asof daar ander kragte is wat hierdie aardbol van ons op sy pad hou en 'n heelal in stand hou. Maar ons kan vandag en elke dag getuig, dis nie die waarheid nie. Want ons glo dat God drie-enig, die een is wat alles in sy hande hou. Wat gans anders is
en daarom die heelal in sy hande het, en Immanuel is, by ons teenwoordig, om elkeen van ons te ken, en ons by te staan, en ons lief te hê. Hy het nog lank nie hierdie wêreld, en met al ons ongehoorsaamheid, en al ons hardkoppigheid, en al ons verkeerde besluite, en al die lyding wat ons oor homself bring, hy het nog nooit hierdie skepping van hom laat gaan nie. En hy laat nog sy wil geskied. Ons leef in 'n wêreld, broers en susters, waar daar vandag en gister en eergister Christene doodgemaak is, omdat hulle Christene is. Mense ontken dat daar 'n God is. Mense probeer om koning te kraai op hulle eie klein mishoop. Mense leef asof hulle nie verantwoording hoef te doen vir die goed wat hulle doen nie. En hierdie gedeelte kom sê vanoggend vir ons moet baie duidelik leef met hierdie waarheid op ons lippe. God is nie weg nie, God is oral. God is in ons woonbuurt. God is in ons wêreld. En hy is in beheer. En ons leef saam met hom elke dag. En daarom dat ek gesê het, die Heilige Gees is ons toergids en die Bybel is ons padkaart. Dink net hoe mooi is dit. Jy hoef nie te wonder waarheen jy op pad is nie. Die woord van God maak dit vir jou baie duidelik dat jy op pad is na die koninkryk van God. Jy hoef nie bang te wees vir hierdie pad wat jy loop nie. Want jy het hierdie lig op jou pad en jy het hierdie toergids wat vasberade is om jou by jou bestemming uit te bring. Wat geduldig is, wat nie kwaad word en moeg word vir ons, wat partymal gaan sit, of die pad buiste raak, of moedeloos word, of wat ook al ons mee besig is nie. Wat elke keer terugdraai en ons kom haal en ons verder op die pad vat. Kom ons raak bewus in hierdie wêreld daarvan, dat ons 'n padkaart het. Dat ons iets het wat ons gaan gebruik om hierdie moeilike wêreld van ons te navigeer. En dat ons 'n toergids het, wat hierdie avontuur op die pad saam met ons aanpak. En wat nie wegraak nie, en wat nie sê nee, wat hierdie toer vat nou te lank, of jy vat nou te veel afdraaipaadjies nie, maar wat by ons bly, en ons ondersteun, en ons saam met hom vat. Mag ons in die week wat voorlê besef, broers en susters, dat ons alles van hierdie tot ons beskikking het. Dat ons God het wat by ons bly, en dat ons daaruit ons krag en ons hoop vind, en dat ons leef in die genade wat God aan ons gee. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, wat 'n wonderlike voorreg om met U te kan praat en te weet, U hoor ons. U luister as U kinders met U praat. U aandag is op ons gefestig, U oë bly op ons. Dis asof U U hand op ons skouer plaas en nooit dit wegvat nie. Dankie Here dat ons vanoggend hierdie eenvoudige waarheid van U wat hier is en hier bly opnuut kan besef. En Here dat ons die pad sal loop met vreugde. Dat ons met oortuiging sal leef uit die genade wat U vir ons gee. Dat ons nie ons vertroue in ander goed sal plaas nie, maar in U wat voor ons staan. In U vir wie ons leef en vir wie ons dankbaar mag wees. Here, ons bid vir ons gemeente. U weet dat daar van ons lidmate is wat ernstig siek is. Dat daar mense is wat hulp nodig het. Wat nodig het dat ons hulle ondersteun en hulle laat weet hulle is nie alleen nie. Wat nodig het, Here, dat ons as gemeente vir hulle bid. En ek wil vra, Here, dat daar waar daar seer is, waar daar rou is, omdat hulle geliefdes verloor het, dat U by hulle sal wees en dat U vir hulle sal vashou. Here, ons kan nie altyd verstaan hoekom hierdie vreeslike goed moet gebeur nie, maar ons kan nie deur hierdie goed vertrou
dat U vir ons sal deurlei en dat U vir ons aan die ander kant sal uitbring en vir ons 'n nuwe besef van U goedheid en U genade sal gee. Baie dankie Here dat ons op U kan vertrou. Geef vir ons die moed en die oortuiging om in U oorwinning te leef en daardie lig met ons saam te dra en te gaan getuig in die wêreld, ons God is hier teenwoordig. Ons het niks om te vrees nie. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.